Hoofnuus vandag. Dit is koud in St. Anderton en spesmagte is op soek na Jona. Goeiemôre, my naam is Eddie en ek bring aan jou die hoofnuus vir die dag. Ons hier by die nuuskantoor het spesmagte uitgestuur om Jona te gaan soek. Soos julle kan sien, is dit 'n moeisame proses wat verrig word deur ons seekopter. Die laaste wat ons hom gesien het, was toe hy diep in die groot vis was. Die Here het die vis gestuur om hom in te sluk en na Ninive toe te neem. Ons het verneem by betroubare bronne dat Jona op die strand uitgespoeg is deur die vis. Hy is glo 3 dae nadat hy ingesluk is, uitgespoeg, maar dit is steeds net gerugte. Die waarheid moet ondersoek word en dit is ons spesialiteit. Ons het verneem dat Jona klaarblyklik reeds in Ninive was. Die stadse mense het opgehou met hulle sonde. Hier by ons verwelkom ons die vlieënier van die seekopter, Rocky, om ons meer besonderhede te gee van die soektog. Hallo Eddie. Dis vir my 'n groot voorreg om hier by jou in die ateljee te wees. Rocky, vertel ons hoe die soektog verloop en wat julle as spesmagte ontdek het. Ja, Eddie. Soos die gerugte lei, is Jona na 3 dae op die strand uitgespoeg. Ons het by 'n betroubare bron gehoor dat Jona 'n tweede keer deur die Here geroep is. En wat het die Here vir Jona gesê? Die Here het net die volgende gesê: "Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee." Sjoe, heel waarskynlik dieselfde opdrag wat die Here die eerste keer gegee het. Ja, hy moes na Ninive gaan en met hulle praat, want die Here het geweet hoeveel sonde hulle is. Maar ons skakel oor na 'n betroubare bron in Ninive om ons meer van die gebeure op die grond te vertel. Informant, vertel ons 'n bietjie wat's nuus. Informant. Hallo, Eddie, ek luister. Wat is nuus daar op die grond in Ninive? Ja, Eddie, soos julle gehoor het, was Jona hier in Ninive. Hy het eendag lank hier op straat rondgeloop en uitgeroep: "Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes." Ja, volgens ons afmetings moes dit hom eintlik 3 dae vat om deur die stad te loop. Dit is korrek, ja. Maar Jona was nog nie eers 1 dag ver in die stad in nie. Toe begin die mense een na die ander berou kry oor hulle sonde. Die hele stad, die koning aangesluit. Is dit waar dat die mense eendag lank hulle slegte klere aangetrek het tot die koning om hulle harte tot God te bekeer? Ja, Eddie. Hulle het op die asgate gaan sit en niks geëet of gedrink nie. Hulle het hulle harte vir die Here gegee en van hulle sonde bekeer. Maats, dit is baie duidelik dat die Here hulle nie gestraf het nie, maar om oor hulle as sondaars ontferm het. Hy het toe nie die ramp gestuur nie. Dit is korrek, Eddie. Hy het toe nie die ramp gestuur nie. Dankie informant vir jou betroubare inligting. TTFN. Dankie Rocky vir jou heldhaftigheid en deelname aan ons uitsending vandag. K44A. Spesmagte TTFN, Tatafonel en KWA, Kanikwari agent. Het hulle nou ooit gedink hulle kan iets wegsteek vir Eddie se nuusspan? Maats, Jona is steeds op soek. Ons het verneem dat daar 'n moontlikheid is dat Jona hom gewip het, omdat God slegte mens gered. Daar is gerugte in Ninive dat hulle iemand buite die stad gewaar het wat gekamoufleer is onder die koelte van 'n komkommerplant. Ons stuur ons septiese magte uit om nader ondersoek in te stel. Mag dit asseblief Jona wees? Dink jy dis Jona? Kan dit hy wees? Wat as dit nie hy is nie? Is ons nog op die lug, hè? Jene. Sit af daai kamera. Ek wil met jou oor persoonlike goed gesels. Wat as dit nie Jona is nie? Wat gaan ons volgende nuusberig wees? Hoekom kruip hy onder 'n komkommerplant weg? Dink jy hy het oorlog verklaar? Wat gaan aan, hè? Wat dink jy?